Markus hoofstuk 7 vanaf vers 31 tot vers 37. En as inleiding wil ek jou vra, het jy al die volgende ervaring gehad? Jy ontmoet iemand en dis regtig 'n wonderlike persoon in jou oë. Hierdie persoon maak 'n groot indruk op jou. En dan soos wat jy hulle beter leer ken, en oor tyd sien jy en jy besef jy, hulle maak ook foute, hulle het ook sonde, hulle is ook maar 'n mens. So die vraag is, ken jy enigiemand wat as jy hulle regtig goed leer ken, wat alle dinge goed kan doen? Daar's geen swak plekke nie, daar's geen swak areas nie, geen sonde nie, doen alles goed. Wil jy behoort een so persoon te ken. En dis Jesus, Jesus Christus. En ons opskrif vir vandag is, Jesus doen alles goed. Jesus doen alles goed. Kom ons begin lees daar Markus 7 vanaf vers 31. Het sê, hy, dis Jesus natuurlik, het weer uit die gebied van Tyrus en Sidon vertrek en na die see van Galilea gegaan, deur die gebied van Decapolis. Toe bring hulle na hom 'n dowe wat swaar praat en smeek hom om hom die hande op te lê. En hy neem hom op sy weg van die skare en steek sy vingers in sy ore en spuug en raak sy tong aan. En nadat hy opgekyk het na die hemel, sug hy en sê aan hom, Ephata, dit is, gaan oop. En dadelik het sy ore oopgegaan en die band van sy tong losgeraak en hy het reg gepraat. En hy het hulle beveel om dit aan niemand te sê nie, maar hoe meer hy hulle dit beveel het, hoe meer het hulle dit verkondig. En hulle was uitermate verslae en het gesê, hy het alles goed gedoen. En daar is ons opskrif. Hy het alles goed gedoen. Die dowes laat hy hoor en die stommes praat. Nou, hierdie gedeelte van Markus begin weer een van Markus se tipe van toebroodjies. Baie keer vertel Markus 'n verhaal en hy maak die verhaal eers klaar later en hy sit spesifieke materiaal tussenin. Ander kere hoe hierdie toebroodjies werk is daar's duidelike koneksies tussen twee verhale wat doelgerig daar gesit is met doelgerigte materiaal tussenin. So hierdie is 'n begin van een van daai Markus se broodjies en die broodjie begin hierso en hy eindig in Markus 8 vers 26. Nou die boonste sny van ons toebroodjie sien ons dat Jesus 'n dowe man laat hoor en daar's spoeg betrokke. En die laaste sny van ons broodjie sien ons dat Jesus 'n blinde man laat sien en daar's spoeg betrokke. En elke keer met hierdie koneksies, hierdie parallelle, gee dit vir ons hierdie idee, die struktuur van hierdie broodjie. So hierdie twee werk saam om vir ons te wys dat hierdie hele stuk is een gedeelte. En Markus is besig om vir ons een groter ding hierso te leer. Wat ook merkwaardig is van ons twee snye van ons broodjies, is dat net Markus sit hierdie gebeure in. Nie een van die ander evangelies het hierdie gebeure nie. Matteus het net so opsommende stelling en dis al, en die res het glad nie hierdie in nie. So duidelik het Markus doelgerig gekies om hierdie spesifieke gebeurtenisse vir ons oor te vertel in hierdie spesifieke plek, spesifieke manier. Nou die middel van ons broodjie, die inhoud, jy weet die hammy en die lekker dinge, die kaas en so voort wat daar binne is Jesus wat die 4000 voed met brood en dan Jesus wat die disippels waarsku teen die suurdeeg en ons weer die idee van brood ook betrokke, die suurdeeg van die fariseërs waarsku hy hulle teen. Maar hulle verstaan nie Jesus se woorde reg wanneer hy hulle waarsku nie. Hulle het gedink Jesus is ongelukkig omdat hulle nie brood ingepak het vir hulle reis oor die see van Galilea nie. En kyk nou na Jesus se antwoord aan hulle in Markus 8 vers 17 en 18. En ek werk vanuit die ou vertaling. Markus 8 vers 17. En Jesus merk dit en sê vir hulle wat so met bekommerd was en gestryd onder mekaar basies, en hy sê vir hulle, waarom redeneer julle dat julle geen brood het nie? Begryp julle nie en verstaan julle nie? Het julle nog verharde hart? Julle verharde hart? Het julle oë en sien julle nie? Het julle ore en hoor julle nie? En sien julle daai koneksie met die twee stukkies net voor en na hierdie? So Jesus se wonders reg rondom hierdie gedeelte,
dit wat hy gedoen het met die blindes en die dowes, en dit wat hy gedoen het met die 4000 wat hy gevoed het, behoort vir hulle te gewys het, dat hulle hoef nie te bekommer nie, Jesus kan voorsien. So hoekom stry hulle met oor hierdie dinge? So moenie bekommerd wees oor brood nie. Dis een ding wat hulle moes gesien het, maar meer as dit, belangriker as dit, moes dit hulle geleer het, Jesus is die een wat hulle ore kan oopmaak, en Jesus is die een wat hulle kan help om te sien, en te kan verstaan, geestelike insig te kan kry. Dis het hulle nodig, dat hy geestelik hulle ore moet open, geestelik hulle oë moet oopmaak, geestelik vir hulle nuwe hart gee, en dan gaan hulle verstaan en sien, en hierdie alles word so vir ons vertel, om hierdie vir ons te leer. So die fisiese genesings hier in hierdie gedeeltes, is illustrasies van dit wat Jesus geestelik kan doen. So in hierdie konteks, kan ons 'n koneksie maak tussen die fisiese genesing, wat Jesus bring, en die geestelike genesing, wat Jesus bring, en wat Jesus moet doen vir mense. So kom ons begin deur ons tekswerk. Dit is net die struktuur gewees wat ons na gekyk het nou. Kom ons begin deur dit werk. En ons opskrif is Jesus doen alles goed. En in vers 31 en 32 sien ons Jesus word gesmeek om goed te doen aan 'n doof stomme. Kyk na vers 31. En hy het weer uit die gebied van Tyrus en Sidon vertrek en na die see van Galilea gegaan, deur die gebied van Decapolis. En van die ander vertalings sê in die gebied van Decapolis. Dis nie die deel dat hy heeltemal deur het gegaan het nie, maar hy het deur 'n groot gedeelte gegaan en het nog steeds geëindig op die ou einde. So hierdie vers 31 beskryf die roete wat Jesus gevolg het nadat hy in Tyrus was. Dis die vorige gedeelte, dis waar hy was, waar die vrou met die dogter wat 'n demoonbesete was, waar hy haar gehelp het. So Jesus eindig op die ou einde naby aan die see van Galilea, maar hier in die suidooste kant van dit. En so dit is ver suidoos van waar Jesus was. En tog wanneer Jesus begin, gaan hy eers noord. So kyk jy op die kaart. Hy begin hierso in Tyrus, hierdie area, en dan gaan hy noord op in hierdie gebied in Sidon. En mense sou gedink het hy gaan net vir daar's Kapernaum, dis waar hy gewoonlik is in die see van Galilea. Dit sou reguit gewees het. Hy gaan eers op, dan maak hy heeltemal 'n draai. Hier onder is Decapolis, die 10 stede, heel onder. Ja, maar julle kan nie lekker sien nie. Hy maak sy heeltemal 'n draai en dan kom hy van onder af op weer in. So dis die hele roete wat hier beskryf word. Jesus vat 'n Kaapse draai deur heiden areas. En spesifiek deur heiden areas. En weer eens is Markus en daai fokus wat hy het op die heidene. Nou ons weet nie presies hoekom Jesus hierdie gedoen het nie, hoekom hy hierdie draai gevat het nie. Dalk om te rus aan die een kant, dalk om 'n lig vir die nasies te wees, is moontlik. Maar weer sluit Markus meer van die interaksie met die heidene in as enigiemand van die ander evangelies. Dit is sy fokus wat Markus het. So Jesus gaan hier, so hy gaan deur, of dit in die area van Decapolis is, hierdie 10 stede en is 'n heiden area. En tog in hierdie spesifieke kant van Decapolis, hier aan die noorde kant, hier bietjie meer op na die see van Galilea toe, was daar baie Jode wat ook daar gebly het. So daar's Jode in baie van daai stede gewees. Maar Jesus bevind homself grootendeels in 'n heiden gebied. Nou die feit dat Jesus teruggaan na Decapolis is verbasend. Want toe hy laas in hierdie area was, het hulle hom gevra, nee, hulle het hom gesmeek om weg te gaan van hulle af. Onthou julle toe hy die demoon uitgedryf het, dit is wat hulle hom sê, hulle smeek hom asseblief, gaan weg van ons af. En Jesus gaan terug, na daai selfde mense, selfde area toe. So Jesus is nie lig geraak nie, Jesus is lankmoedig. Hy gee vir mense weer 'n kans. Hy gee nie maklik en vinnig op mense nie. En hierin is daar 'n les, daar's 'n les vir ons. Hoe lank was dit voordat jy tot redding gekom het? Hoeveel keer het jy die evangelie gehoor voor jy gereageer het, voor jy nie gesê het, nee, gaan weg Jesus, ek wil jou nie by my hê nie. Ek wil nie van jou hoor nie. Hoeveel keer was dit voor jy in geloof na hom toe gekom het? Ons moet dankbaar wees. Jesus het nie opgegee met ons nie, net soos hy nie opgegee met hierdie mense nie. Ons moet geduldig wees met ander wat vir nou nog nie van Jesus wil hoor nie. Ons moet die lig geraak wees wanneer mense ons beledig of as mense vir ons sê hulle wil nie na ons luister nie. Ons moet lankmoedig wees. So hou aan die waarheid vir hulle bring in liefde. Hou aan volhard in liefde.
Kyk nou na vers 32. Toe bring hulle na hom. Nou hier is dieselfde mense wat laas gesê het, gaan weg, en nou plaks dat nou gaan hulle na hom toe, en hulle bring mense na hom toe om genees te word. So wat het hierdie verandering gebring? Hoekom het reageer hulle anders as laas toe Jesus daar was? Want onthou julle wat Jesus vir daai man gesê het, wat besete was met die demone? Die man wou saam met hom gegaan het, in die skei, en Jesus sê vir Markus 5 vers 29, maar Jesus het hom dit nie toegelaat om saam met hom te gaan nie, maar vir hom gesê, gaan na jou huis, na jou mense toe, en vertel hulle watter groot dinge die Here aan jou gedoen het, dat hy jou barmhartig was. En hy het weggegaan en in Decapolis, dis die plek waar ons nou is, begin verkondig watter groot dinge Jesus aan hom gedoen het, en almal was verwonderd. So hierdie man het wyd en suid Jesus gaan verkondig. En daarom weet hulle nou, hier's Jesus, en hierdie ou kan mense wat demoonbesete is, hy kan hulle gesond maak, hy kan hulle help, en daarom bring hulle mense na hom toe. So hierdie mense het ook van Jesus gehoor en geweet wat hy kan doen. Kyk nou verder na vers 32. So toe bring hulle na hom 'n dowe wat swaar praat, en smeek hom om hom die hande op te lê. Hierdie laat 'n mens dink aan die verlamde man wie se vriende hom ook gebring het na Jesus toe. Net daai hulle het ook hom na Jesus toe gevat sodat hy kan hulp kry. Nou in 'n verlamde geval kan hy fisies kon nie by Jesus uitkom nie. Hierdie ou kan by Jesus uitkom, hy kan Jesus vra help my nie. En so hulle gaan saam, hulle smeek vir sy part. So hy het hierdie vriende, mense wat vir hom omgee, en hulle bring hom na Jesus toe en hulle smeek vir Jesus, asseblief, maak hom gesond. En die teks sê hierdie man was 'n dowe wat swaar praat. Dis hoe die ou vertaling dit vertaal. En dit lyk of hierdie ou heel moontlik doof was vandat hy gebore was. En daarom kan hy basies nie praat nie. Daar is niks fout noodwendig met sy tong nie, maar omdat hy nog nooit woorde gehoor het nie, kan hy ook nie woorde vorm nie. So hy maak klanke, maar hy kan nie hoor en verstaan wat hy sê nie, want hy het nog nooit woorde gehoor om dit oor te kan dra aan hulle nie. So hulle maak klanke, maar niemand verstaan hom nie. Hierdie man sou moontlik baie eensaam gewees het, want sy gebrek is een wat jou afskei van mense af. As jy nie kan hoor wat mense sê nie, jy kan nie met hulle praat nie, dan is daar baie min interaksie wat jy kan hê met die mense. En kyk, so jy's gedistansieer, jy's geïsoleer van die samelewing af. En hulle het nog nie in daai tyd formele baretaal gehad wat ontwikkel was nie, so hy sou moes net rou tekens ensovoorts gebruik het, of hy sou dalk, as hy kon skryf en lees, sou hy kon skryf en lees. Maar hy's in 'n samelewing wat verbaal gerig is. Min mense het geskryf en gelees. So hy was baie geïsoleer. Hierdie ou moes gelei het deur sy lewe. Maar daar is hoop. Lyk of 'n paar mense is wat sy vriende is, wat omgee vir hom en hulle bring hom na Jesus toe. So kyk weer na vers 32. Toe bring hulle hom na hom, 'n dowe wat swaar praat en smeek hom, so smeek vir Jesus om hom die hande op te lê. En weer eens is dit ironies, laas het hulle Jesus gesmeek, gaan weg, en nou smeek hulle hom genees. Weet, kom naby, is nog nader, sit jou hande op hom. En hulle vra spesifiek vir Jesus, sit jou hande op hom, om my hande op hom te lê, en dis hulle woorde om te sê, genees hom, maak hom gesond. En dis baie keer wat Jesus gedoen het, wanneer hy iemand gesond gemaak het, is hy het die persoon die hande opgelê. Maar nie altyd nie. Teendeel, daar's geen vaste patroon wat Jesus of die apostels gevolg het wanneer hulle iemand genees het nie. Soos die webwerf Got Questions sê, Jesus healed many people in his ministry. In fact, there was no sickness or infirmity that he could not heal. Staan aan Matteus 4 vers 23 en in Markus ook. Significantly, the details of each miracle vary slightly. Jesus never healed the same way twice. En ons kan sê exactly the same way twice. The variety of methods used by the Lord eliminates confidence in any technique or modus operandi. Healing is not the product of a talisman or an amulet or a spell or a process. Healing comes from the power of God. Spesifiek hierso in hierdie geval deur Jesus. So dis enige ritualistiese
ons volg 'n patroon, tipe van manier om iemand te genees. Weet as jy geloofsgeneesheer, dis vals. Daar is nêrens 'n vaste patroon in die Bybel wat gesê, kyk, dis die patroon wat God vir ons gegee het. Ons moet net dit volg en dan gaan die persoon gesond wees. Dis nie waar nie. So die dowe word na Jesus toe gebring. Hulle smeek hom, maak hom gesond en nou gaan ons sien hoe gaan Jesus reageer. So in vers 33 tot 35 het ons Jesus doen goed aan 'n doofstomme. Kyk vers 33. En hy neem hom op sy weg van die skare. Daai is interessant. Dis nie wat 'n geloofsgeneesheer deesdae sal doen nie. Hulle sal juis meer skare wil hê. Maar Jesus vat hom weg van die skare. Jesus wil nie 'n skare bymekaar maak nie. Nie hy het gekom om op 'n kruis te sterf. So mense moet hom nie net sien as 'n fisiese geneesheer nie, hulle moet hom sien as 'n geestelike geneesheer. Hy het gekom om te red van sonde en van oordeel, nie net van siekte en kwale nie. En hy wil daai tema hard druk en die ander tema weet almal klaar. Dis almal duidelik. Kyk na vers 33 weer. En hy neem hom op sy weg van die skare, steek sy vingers in sy ore en spoeg en raak sy tong aan. Nou daai is, ja, ek sien party van julle sê, weet julle, sulke gesigsuitdrukkings. Daai is bizarre optrede. Dis vreemd. Hoekom? Want eerstens moet ons besef, dis vreemd vir ons, maar dis nie vreemd vir hulle nie. Dis beslis nie vreemd vir die dowe man nie. Dis wat hy nodig gehad het. Kyk, ons moet onsself in sy skoene plaas. Verder moet ons ook duidelik maak dat hierdie aksies van Jesus het niks te doen met die genesing nie. Jesus is nie besig om deur daai aksies om te genees nie. Ons gaan nou sien waardeur hy hom genees. So net soos die vorige gedeelte het vir ons gewys, Jesus kan ver weg wees en net vir die vrou sê, jou dogter is genees, die dominee het haar verlaat en dit gebeur. Hy het nie nodig om spesifieke aksies te doen want hy het nie genoeg krag of so iets nie. So hoekom doen Jesus hierdie dan? Wel, hoe sou jy vir 'n dowe probeer sê jy gaan hom genees? Hoe gaan jy dit aan hom kommunikeer? Jy gaan een of ander aksies moet gebruik. Jy gaan een of ander iets moet doen om dit vir hom te sê. Like sê Claire Ferguson verduidelik. Hy sê the man could not hear Jesus and he is also incapable of verbal communication. So Jesus spoke to him in the language he could understand, sign language. So hy's besig om vir hom iets te sê deur hierdie gebare. So met die gebare is Jesus besig om met hom te kommunikeer. So deur om sy vingers in sy ore te druk, is Jesus moontlik besig om te sê, ek verstaan, hierdie is waar jou probleem is. Jou probleem is actually jou ore, jou probleem is nie dat jy demoonbesete is nie. Okay, en daar is 'n ander geval waar iemand doof is en dit was as gevolg van 'n demoon. Probleem is in jou ore. Tweedens, deur om te spoeg en dan in sy tong te raak, sê vir hom, ek gaan hierdie probleem ook genees. Ek gaan nie net jou ore oplos nie, ek gaan hierdie ook genees. Ek is hier om te genees. En daar's niks krag in Jesus se spoeg nie. Daar's twee ander plekke wat Jesus ook spoeg gebruik het. Die ander stukkie van ons toebroodjie is een van hulle. Okay, dan in Johannes is daar nog eene. Waar Jesus ook spoeg gebruik het as deel van sy genesing, maar daar's niks krag in die spoeg self nie. Kyk, deel van dit moontlik hierso is dat hulle het in daai tyd geglo dat spoeg kan help medisinaal, veral vir jou oë, om jou oë gesond te maak. En so Jesus is moontlik besig om te sê, ek gaan jou genees deur om sy spoeg te gebruik en met sy spoeg te raak aan die ou se tong. Dis moontlik die kommunikasie wat hy gee. So ek gaan jou ore gesond maak, ek gaan jou genees, ek weet hier's die probleem, ek gaan jou genees en ek gaan selfs jou help met jou tongprobleem. En kyk nou na vers 34. En sê nadat hy, dis Jesus, opgekyk het na die hemel, sug hy en sê aan hom, Ephata, dit is, gaan oop. So die feit dat Jesus opgekyk het, dit kommunikeer ook iets van hierdie man. Die man kan dit sien. Hy is besig om vir hom te sê, die krag kom van God af. Dis nie hierdie goed wat ek gedoen het wat dit doen nie. Ek het God nodig, die Vader nodig om deur my te werk. En dan sê dit ook dat Jesus het gesug. Gesug. Ek kyk waar ek my notas is. Ek kan nou vooruit gehardloop. So hoekom sug Jesus? Hoekom sug hy? Nou, dit is nie 100% duidelik nie, maar weer eens hierdie man sou dit tog gesien het. Okay, jy kan iets sien as ek gaan. Okay? Jy sien dit en die ander mense daar sou dit duidelik gehoor het.
En daar's ander plekke waar Jesus sug en dit sê vir ons meelewing. Dit sê vir ons hy gee om vir hierdie persoon se swaar en lyding. So dis moontlik wat hy hier kommunikeer. Ek gee om vir jou. Ek is nie 100% seker nie. So om dit op te som hierdie tekens van Jesus. Ek verstaan jou werklike probleem is jou ore. Ek gaan jou genees, so spoeg betrokke. Ek gaan jou spraak ook help. Maar dit is nie hierdie dinge wat ek doen nie, dit kom van die Vader af en ek gee baie om vir jou in jou omstandighede, jou lyding. En kyk na wat Jesus doen en wat die werklike bron is van hoe hy hom genees. Hoe hy sy ore oopgemaak het. Sy nadat hy opgekyk het na die hemel, sug hy en sê aan hom, Ephata, dit is, gaan oop. Nou Ephata is Aramees. En dis soos die woord pappa wat ook Aramees is. Dis een van daai woorde wat almal sal hierdie woord ken in hulle samelewing. Dis 'n woord wat bo oor verskillende tale of strek. So dis 'n baie wye woord wat hy sê sodat almal daar verstaan wat hy bedoel daarmee. So hy sê die Vader gaan oop, maar hierdie woord is in 'n opdragvorm. Dit is gaan oop. Dis 'n opdrag. So Jesus gee 'n opdrag aan die dowe en by implikasie by vir sy ore om oop te gaan. Maar wie doen dit? Wie gee vir 'n dowe 'n opdrag verbaal? Die Seun van God wat almagtig is en soewerein is, kan 'n opdrag gee vir 'n dowe verbaal en dan kan hy hoor. En dis wat ons hier moet sien. Dis wat ons hier moet raak sien. Jesus se woorde het skepingskrag, soos God die Vader se skepingskrag het. Hier laat ons dink aan die God die Vader se woorde daar in die begin waar hy gesê het, laat daar lig wees. En daar was lig. En Jesus sê, Ephata, gaan oop. En dit het oopgegaan. En daai skepingskrag wat God die Vader het. Dis wat ons hier sien. Hy praat en dit gebeur. En hier was moontlik die heel eerste woorde wat hierdie ou ooit in sy lewe gehoor het. Heel eerste woord, ewe skielik kan hy hoor. En hy hoor 'n opdrag en hy kan reageer op daai opdrag. Hy kan hoor. Kyk na vers 35. Sê en dadelik het sy ore oopgegaan en die band van sy tong het losgeraak en hy het reg gepraat. En die wonder hierso word net al hoe meer en meer soos wat hierdie sin verder gaan. Eers het sy ore dadelik oopgegaan. So wat ook al die fisiese probleem was, want sy ore is genees. Dit is herstel, sy ore funksioneer nou. Maar dan skryf Markus, die band van sy tong het losgeraak. Nou daai woord band kan letterlik wees die kettinge of selfs hierdie woord word gebruik partykeer vir Paulus wat in die tronk is. Hy's in kettinge, hy's vasgevang. So dit wat die ou se tong gekeer het om te kan praat en moontlik langtermynproses van hy nie klanke gehad nie, is losgemaak. Dis weggevat. En kyk nou na die laaste gedeelte. En hy het reg gepraat. Nou daai is ongelooflik. Weet julle wat dit alles sou vat vir hom om dadelik te kon praat? Kyk, wie van julle probeer soms Zulu of Tswana of so leer by jou huishulp of ergens by die werk? Kan jy vra vir die ou sê vir my hierdie ding en dan sê hulle dit en as jy dit sê dan kan jy nie dit eers uitspreek soos wat hulle dit uitspreek nie. Jy het dit nou net gehoor, maar jy kan dit nie sê nie. Hoekom nie? Want jou tong en jou mond het nog nie geoefen om daai klanke te maak nie, vir al daai kosas. Daai klank, ek weet nie hoe ek kan dit nie doen hier agter. Ons het nie dit jy moes dit aangeleer het vandat jy klein was. Oor tyd het jy muscle memory opgebou om daai goeters te kan sê. So hierdie man het nog nooit enige woorde reg gevorm voor hierdie nie. So Jesus moes vir sy tong en sy mondspiere muscle memory geprogrammeer het. Dit wat nie daar was nie, is nou vir hom gegee. Maar dis nie al nie. Hierdie man sou op die beste kon lees en skryf. En dis sou hy al woorde gesien het, maar het nog nooit klanke gehad wat saam met daai woorde gaan nie. So nou gee Jesus vir hom woorde wat hy dalk gehad het en al die klanke wat saam met elkeen van daai woorde gaan. En dis als ewe skielik geprogrammeer en hy kan reg praat.
dit is 'n proses wat jare vat vir ons om te ontwikkel. Net so. Gaan oop en daar kan dit als doen. Dis die krag wat Jesus hierso het. Hierdie is basies om uit niks uit gehoor en spraak vir hierdie man te kan geskep het. En hierdie is wat God doen. Wat God doen. Nou, en hierdie is deel van ons toebroodjie. Ons toebroodjie. En die kern van daai toebroodjie sê Jesus, begryp julle nie en verstaan julle, het julle nog julle verharde harte? Het julle oë en julle sien nie, het julle ore en julle hoor nie? So hierdie is 'n prentjie, 'n fisiese illustrasie vir ons van dit wat God op die geestelike vlak ook doen. Hierdie fisiese genesing illustreer vir ons dit wat Jesus geestelik vir sy disippels moet doen. Hy moet hulle ore oopmaak sodat hulle kan hoor. Hy moet hulle oë oopmaak sodat hulle kan sien. En dit is juist wat God doen. God gaan en die persoon wat geestelik dood is, gee die opdrag, bekeer jou en glo. Maar in daai opdrag, in die verkondiging van die evangelie, van wat Jesus gedoen het, en hoe hulle moet reageer op wat Jesus gedoen het, kom daar geestelike lewe. En nou kan die persoon ewe skielik reageer. Dis wat Efesiërs 2 vir ons sê. Persoon is geestelik dood, maar God wat ryk is in barmhartigheid, deur sy groot liefde waarmee ons liefgehad het ons lewendig gemaak. Hy gee ons geestelike lewe sodat ons kan reageer. 2 Korintiërs 4 vers 4 sê dat die verstand van iemand wat nog nie gered is nie is verblind, sodat hulle nie die heerlikheid van Jesus kan sien nie. So jy kan nie, wanneer jy vertel word van Jesus, is dit nie vir jou pragtig, en hy is die pragtige een, hy is die mees aanrowendste persoon wat daar kan wees, as jy net dink aan hom. Maar hulle sien dit nie, dis blind, dis toe. Maar wanneer God op hierdie tipe van manier roep, dan kan iemand ewe skielik sien. Dis wat 2 Korintiërs 4 vers 6 vir ons sê. Want God wat gesê het, laat daar uit duisternis lig moet skyn. So daai beginsel van God wat kan sê, laat daar lig wees, en daar's lig, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. So dis God wat sê, jy moet kom, hier is Jesus, jy moet in hom glo, jy moet wegdraai, maar dis God wat in daai oomblik, nou kan ek dit sien. En nou kan ek kom. Nou wil ek kom. En nou sê hy vir my aan, asemrowend, aangrypend, ek wil by hom wees. Ek wil nou nie meer aanhou en volhard in my sonde nie. In Jesegiel 36 vers 26 sê dit dat God gaan die hart van klip haal uit en hy gee vir ons 'n hart van vlees. Dis dieselfde idee. So God sê vir die wat nie kan hoor nie, luister na my stem en kom, en hulle hoor en kom. Hy sê vir die wat nie kan sien nie, kyk na Jesus Christus en volg hom, en hulle sien hom en hulle kom. Hy sê vir die wat dood is, kom na Jesus, kom na hom toe, en hulle word geestelik lewendig, en hulle kom na hom toe in geloof. En hierdie is net 'n fisiese prentjie van daai realiteit. En ons noem hierdie effektiewe roeping. Ons noem dit effektiewe roeping. Net soos Jesus die dowe man die vermoë gegee het om sy opdrag gaan oop te gehoorsaam, net so gee God die vermoë aan die wat geestelik doof, geestelik blind en geestelik dood was, om te kan hoor, te kan sien en te kan kom en glo. Dis 'n prentjie van dit vir ons. So ons opskrif vir vandag is, Jesus doen alles goed, om weer terug te gaan in die verhaal in hierso. En ons gesien, Jesus word gesmeek om goed te doen aan 'n doofstomme, en dan Jesus doen goed aan 'n doofstomme, en dan laastens, Jesus word geprys omdat hy alles goed doen. Vers 36 en vers 37. En hierdie alles wat hy goed doen word bewys deur hy wat goed doen vir dowes en stommes. Kyk na vers 36. En hy het hulle beveel om hierdie genesing, aan niemand te sê nie. Maar hoe meer hy hulle dit beveel, hoe meer het hulle dit verkondig. So Jesus het hulle beveel, en in die Grieks maak dit duidelik dat hy hulle aanhou beveel om niemand te sê van hierdie wonderwerk nie. En hierdie opdrag word gegee aan hulle. Okay, wie's hulle? Wel, is 'n paar mense wat nog daar is, dalk sy vriende en die dowe persoon wat nou hoor. Hulle moet nie hiervan vertel nie. Maar dis 'n vreemde opdrag hierdie. Hy het nou net die ou
se ore oopgemaak en hom die vermoë gegee om te praat en nou sê hy vir my moet stil bly. Ja, dis 'n vreemde opdrag. En sodra hy sy mond oopmaak, almal wat hom voor die tyd geken het, gaan weet het iets verander. Weet hy gaan sukkel om hierdie te doen. Dis 'n vreemde opdrag. So ons kan verstaan dat die man en sy vriende sukkel om Jesus se opdrag te gehoorsaam hierso. Maar hoekom gee Jesus hierdie opdrag? Hoekom moet hy stil bly en nie ander gaan vertel nie? Ons het hierdie al 'n paar keer hanteer in Markus. Okay, maar ons gaan weer 'n keer vinnig daarna kyk. Een rede is dat Jesus wou nie gehad het dat mense hom net sien as 'n wonderwerker nie. Hulle weet dit klaar in hierdie area. Hulle weet klaar hy is die Messias. Hulle sê selfs goeters nou wat gekonnekteer is aan die Messias. Hulle begin besef, hy's klaar geauthenticate deur wonders. Dis nie meer nodig nie. So hulle moet 'n regte siening, regte verstaan hê van sy Messiaskap gaan nie net oor om mense tydelik te red nie. Dit gaan oor om hulle te red van sonde. Dat hy se Messias wat moet kom sterf. Verder het Jesus ook geweet dat as daar te veel mense is, soos ons al gesien het vroeër in Markus, dan sukkel hy om sy bediening te doen, dan sukkel hy met mense te kan praat want hulle verdring hom. Hy moes eendag op 'n skei gaan want daar's te veel mense dat hy nie met hulle kan praat nie. So dis dalk nog 'n rede. En verder Markus 8 en 9 gee vir ons duidelik ook 'n rede hoekom Jesus hulle die opdrag om nou nog stil te bly oor hom. Markus 8 vers 29 en 30 en 31. En hy sê vir hulle: "Maar julle, wie sê julle is ek?" So hy vra vir sy apostels Jesus Christus: "Wie sê julle is ek?" Nadat die mense al aan het hom goed gesê het oor hom. En Petrus antwoord en sê vir hom: "U is die Christus, u is die Messias." En hy het hulle streng beveel om niemand van hom te vertel nie. Toe het hy hulle begin leer dat die seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en na 3 dae opstaan. So hierso is dit duidelik, nee, as toe hulle verstaan het, hy is die Messias, is Jesus soos moet vir niemand nou sê nie. Hoekom? Want julle verstaan nog nie waarvoor die Messias hier is hierdie keer nie. Julle verstaan nog nie dat ek moet gaan sterf en opstaan nie. Ek gaan doodgaan nie. So as julle nou gaan vertel, gaan julle verkeerde beeld vertel van die Messias. En dis heelmoontlik wat hier aangaan. Maar wanneer Jesus gesterf het, wanneer hy opgestaan het, wanneer hulle hier reg verstaan, dan moet hulle gaan vertel. Markus 9 vers 9, net bietjie verder. En hierdie is waar Jesus op die berg van verheerliking was, saam met die 3 apostels. En hulle klim af, het sê, en hy het onderwyl hulle van die berg afklim, gee aan hulle bevel om aan niemand te vertel wat hulle gesien het, tot wanneer toe nie. Voordat die seun van die mens uit die dode opgestaan het nie, dan moet julle gaan vertel. Okay, so hulle moet eers 'n regte verstaan hê van die Messias voor hierdie net alles wyd kan versprei, dat mense nie verkeerde idees hê nie. En dis heelmoontlik hoekom hy sê, moenie vir almal gaan sê nie. So hierdie mense moet stil bly, want hulle en die Jode van daai area het 'n verkeerde idee, gaan heelmoontlik 'n verkeerde idee kry van hom en sy bediening en sy Messiaskap. Maar hulle kan nie stil bly nie. Hulle sukkel om stil te bly, want dit wat hulle gesien het is te wonderlik. Kyk na vers 37. En hulle was uitermate verslae en het gesê, hy het alles goed gedoen, die dowes laat hy hoor en die stommes praat. So hulle was uitermate verslae, of die 2020 sê verwonderd gewees. En ek hoeveel keer het ons nie al hierdie reaksie in Markus gesien op dit wat Jesus kan doen nie. Mense net staan en kan nie glo wat nou net hier gebeur het nie. Maar wat is die groter wonderwerk? Iemand wat fisies doof was en nou kan hulle hoor, of iemand wat geestelik doof was en die evangelie hoor en glo. En staan ons so in verwondering wanneer iemand tot geestelike redding kom en geestelike sig kry en geestelike ore kry, soos wat hulle in verwondering staan oor die fisiese kant. Ons behoort meer verbaas te wees as iemand gered word. En kyk wat sê hulle dan. So hulle is uitermate verslae en hulle het gesê, hy het alles goed gedoen. Hy het alles goed gedoen. En hier sê hulle dinge wat hulle selfs moontlik dink ek nie eers heeltemal die volle implikasie van verstaan nie. Hierdie stelling en die volgende stellings oor die dowes en die stommes, dink ek nie hulle sien alles wat hulle sê nie. Maar dis weer 'n ego, 'n herhaling amper.
weet 'n stukkie van daai skepingswoorde. En elke dag het gesê en dit was goed en dit was goed en na die laaste dag en dit was baie goed. Hy het alles goed gedoen. Verder sê hulle, die dowes laat hy hoor en die stommes praat. Dit laat mens dink aan die heel eerste plek wat God weer aan die hele volk begin verskyn het en homself geopenbaar het aan hulle. Eksodus 4 vers 11 by die brandende bos. Waar God vir Moses gesê het, die Here antwoord hom vir Moses, wie het die mens die mond gemaak of wie maak stom of doof, wie maak siende of blind? Is dit nie ek, die Here nie? So hierdie woorde het duidelike koneksies met met Jesus se goddelikheid. Kyk, daar's stukke hierso wat hulle sê is dit raak aan Jesus se goddelikheid en ons sien dit duideliker, nê, as dit wat hulle self geweet het. Maar dis ook duidelike koneksies na Jesaja 35 vers 5 en 6, veral wanneer hulle sê die dowes wat hy hoor en die stommes praat. Jesaja 35 vers 5 en 6 en hierdie is 'n beskrywing van die Messias se koninkryk wat nog kom. Jesaja 35. Jesaja 35. Dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die dowes ontsluit word. Dan sal die lamme spring soos 'n takbok en die tong van die stomme sal jubel. Want in die woestyn breek waters uit en strome in die wildernis. So hulle sê woorde wat gekonnekteer is aan die Messias. Wanneer Jesus hierdie tipe van wonderwerke doen, dan gee hy ons 'n voorsmaakie van hoe sy koninkryk eendag gaan wees. Want daai woorde, hy het alles goed gedoen. Dit het my aandag getrek, soos ek hierdie bestudeer het. En ek wil so 'n bietjie stil staan by hierdie woorde, en ek wil dit gaan toepas, ek wil vir ons gaan kyk na hierdie woorde. Hy het alles goed gedoen, is waar ten opsigte van alles wat hy daar gedoen het, toe hy op aarde was, nê? Nee? Maar hy het alles goed gedoen is ook waar ten opsigte van alles in kerkgeskiedenis, in die geskiedenis. Hy het alles goed gedoen is ook waar ten opsigte van alles in jou verlede en selfs alles wat nog gaan kom in jou toekoms. Hy het alles goed gedoen. Maar hy het alles goed gedoen werklik waar in alles? Het hy alles goed gedoen? In alles? Ook in daai pynlike ding? In daai gebeure wat jou hart gebreek het? In daai ervaring wat vir jou so swaar is? In daai siekte wat vir jou so pynlik is? Het hy daarin alles goed gedoen? Soveel keer in ons lewens gebeur daar dinge wat wanneer ons na hulle kyk, dan sukkel ons om te dink hierdie is goed. Dit lyk nie vir ons goed nie. Ons sukkel om daai aaklige, pynlike, hartseer ding te kan sien as goed, en hoe dit kan goed wees. Maar dit is wanneer jy jouself moet herinner aan wie God is en wat hy kan doen. God is almagtig. Hy is almagtig. Dit beteken hy kan altyd doen dit wat hy wil doen. God is alwetend. Dit beteken hy het al die kennis om altyd die beste besluit te maak. Soos op 'n ernstige gaan, ek het nie dit geweet nie, ek moes daai besluit nie gemaak nie. Nou dat dit weet, nou moet ek daai besluit verander. Nooit nie. Hy is alwetend. Hy is wys. Dit beteken hy kan sy krag en sy kennis op die absolute beste manier toepas. Kan alles goed doen. Maar God is ook goed. Goed. En dit beteken dat hy altyd die beste planne en hy voer hulle uit op die beste maniere. Ons ken hierdie vers aan. Psalm 119 vers 68 sê: U is goed en doen goed. Hy het alles goed gedoen. Psalm 106 vers 1 en 2. Halleluja, loof die Here, want hy is goed, want sy goedertierenheid strek tot in ewigheid, en kyk na die koneksie tussen sy goedheid en sy dade. Vers 2. Wie kan die magtige dade van die Here uitspreek, al sy roem verkondig? Hy's goed, daarom is sy dade goed, die magtige dade van hom. Maar beteken hierdie, dat God sal nooit toelaat dat ons deur swaar kry gaan nie? Dat daar nooit slegte dinge met ons gebeur nie? Nee. Kyk weer net na die res van Psalm 119 vers 68. U is goed en doen goed, leer my u insettinge. So u is goed, en omdat hy goed is,
en goed doen, vra ek U dat ek sal leer om die woord te kan hou. Dat ek die sensite sal ken en sal doen. En God doen dit, hoe? Ook deur om ons te verdruk. Net 'n paar verse verder. Dit is goed vir my dat ek verdruk was, sodat ek die insettinge kan leer. So God is goed en hy doen goed en hy sal ons verdruk vir ons goed. En daai goed is sodat ons sy insette sal kan leer doen. God is goed en hy doen goed. Maar die goed wat God doen is nie om vir ons 'n maklike lewe te gee of om vir ons ryk te maak of so enigiets nie. Nee, God is goed beteken hy's goed vir ons geestelike groei. Hy's goed sodat ons hom meer kan verheerlik. Dit is wat vir ons werklik goed is. Net 'n paar verse verder skryf die psalmskrywer: Ek weet, Here, dat U oordeel regverdig is en dat U my uit getrouheid verdruk het. Jy is goed. Jy is goed, so as U my verdruk het, is dit uit vertrouheid vir my goed, sodat ek insettinge sal leer. En dan is daar die vers wat Ben volgende aangehaal het, dat ek in my preek ook gebruik het. Daar's nog 'n vers wat ons weet hierdie woord goed gebruik en die woord alles gebruik, né? Nee? Psalm nie, Romeine 8 vers 28. Sê en ons weet dat hy dit vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Maar weer kan ons vra, wat beteken dit as dit sê dat hy alles ten goeie meewerk? Beteken dit sukses by ons werk? Beteken dit jy sal daai ding wat jy graag wil hê, gaan jy kry? Jy gaan al jou wense kry, al jou gebede gaan beantwoord word soos jy dit wil hê? Nee. Vers 29 antwoord vir ons die goed. Die alles wat God na goed toe werk. Vers 29 sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy van tevore verordeneer. Hier's die doel, hier is waartoe God op pad is met ons, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Sodat hy, Jesus, die eerstgeborene, daai beteken die belangrikste ene, die vernaamste ene, kan wees onder baie broeders. Dat hy kan verheerlik word. Die hoogste goed is vir Jesus om verheerlik te word, en hy word verheerlik wanneer ons meer soos hy word. En ons hom meer uitbeeld. So God het alles goed gedoen. Nou ook vir elke dag en elke gebeurtenis. Maar hierdie is die goed waarmee jy besig is. So dis, wanneer daar iets in jou lewe gebeur en dit is vir jou moeilik, dis regtig swaar, en jy kan nie sien hoe kan hier goed uitkom nie. Okay, dan, julle ken dit, dis wat langer is, dan kan jy 3 vrae vra. Nee? Kon God dit gekeer het? En die antwoord is altyd ja, hy kon, hy is soewerein, hy is almagtig, hy is alwetend, hy is wys, hy kon dit gekeer het. Tweede vraag, het hy dit gekeer? Nee. Hier is ek nou in dit. En hierdie is baie moeilik. Maar en dit bring ons by ons derde vraag. Wat is die implikasie daarvan? As God dit kon gekeer het, maar hy kies om dit nie te keer nie. Wat beteken dit? Dit beteken God het 'n doel daarmee. En hy is goed en hy doen goed. Hy het alles goed gedoen. So daar's 'n goeie doel daarmee. God het 'n goeie plan wat hy besig is met my lewe, maar daai goeie plan is vir my om meer soos Jesus te word en sodat ek God meer kan verheerlik. Dat ek geestelik sal groei, sy insettinge sal hou en meer soos Jesus sal word. En dan kan jy vra, goed, as dit so is, as ek meer soos Jesus moet word, in watter areas is ek nie nou besig om soos Jesus te wees nie? Okay, so wat is God besig om my uit te wys hierdeur? Waar moet ek verander? Partykeer wys God dit vir ons, partykeer nie. Maar jy kan vra, is ek dalk besig om nie soos Jesus my vrou lief te hê en myself op te offer vir haar nie? Is ek dalk besig om nie my man te gehoorsaam en hom te dien soos Jesus die Vader gehoorsaam het en hom gedien het nie? Is ek dalk besig om nie te verdra en te ly soos Jesus nie? Is ek dalk besig om nie so afhanklik soos wat Jesus was van die Vader, so afhanklik te wees en in gebed te wees nie? Of maak ek net staat op my eie krag? Waar is ek nie soos Jesus nie? So herinner jouself, hy het alles goed gedoen. Ook in hierdie moeilike, swaar las, hierdie dinge in my lewe, het hy goed gedoen. Ek sluit af met 'n lang aanhaling van J.C. Ryle.
Hy sê, let us remember it, en hy bedoel hierdie stelling, dat hy alles goed gedoen het. Let us remember it, as we look back over the past days of our lives, from the hour of our conversion, our Lord have done all things well. In first bringing us out of darkness into marvelous light, in humbling us and teaching us our weakness, our guilt, and our folly, in stripping us of our idols and choosing all our portions, so dit wat hy vir ons gee, in placing us where we are and giving us what we have, how well everything has been done, how great the mercy that we have not had our own way. En daai is waar. As ons net ons eie goed wou gehad het, ons lewe vernietig gewees het. Nou gaan hy aan. Let us remember it as we look forward. So nou het hy teruggekyk, nou begin hy vorentoe kyk. Ons lewe hier op aarde. So look forward to the days yet to come. We know not what they may be, bright or dark, many or few, but we know that we are in the hands of him who doth all things well. He will not err, so hy gaan geen foute maak nie, in any of his dealings with us. He will take away and give. He will afflict and bereave. He will move and he will settle with perfect wisdom at the right time and in the right way. The great shepherd of the sheep make no mistakes. He leads every lamb of his flock by the right way to the city of habitation. Nou die laaste stukkie. Nou gaan hy vorentoe na die heelal of vir ewigheid kyk. We shall never see the full beauty of these words till the resurrection morning. We shall then look back over our lives and know the meaning of everything that happened from first to last. We shall remember all the way by which we were led and confess that all was well done. The way and the wherefore, the causes and the reasons of everything which now perplexes. So nou kyk ons daarna en ons verstaan nie hoekom nie. Now perplexes will be clear and plain as the sun at noonday. Daar gaan ons sien, verstaan. We shall wonder at our own past blindness and marvel that we could ever have doubted our Lord's love. So onthou, Jesus doen alles goed. Kom ons sluit af in gebed. Here, ons is dankbaar vir u woord. Here, dat ons daaruit kan leer en dat dit ons kan bemoedig en dat dit ons kan aanspreek ook, Here. Here Jesus, ons is dankbaar dat u alles goed gedoen het, dat u nooit gesondig het nie. Want as u gesondig het, ons sal nooit 'n kruis nie, Here. Dan kan ons ook nie vandag nagmaal herdenk nie. Here, was daar geen pad, geen manier vir ons om reg te kom met God nie. Here, ons dank u dat u alles goed gedoen het. En dat u alles goed doen ook in ons lewens nou. En help ons, Here, daar's tye wat dit regtig lewe is moeilik en dit is swaar. En sonde, ons eie sonde van ander mense, net algemene sonde in die wêreld wat stikkend is, Here, is moeilik vir ons. Help ons, Here, om vas te hou daaraan dat u is in beheer. En u is goed en u doen goed. Here, ons is dankbaar dat ons hierdie waarhede kan leer en mag ons mekaar bemoedig en mekaar ondersteun. Mag ons mekaar se laste dra, Here. Mag ons daar wees. Dis deel van hoe u werk in hierdie wêreld, is deur u kerk, deur die gemeente, deur lede wat vir mekaar lief is. En Here, ook deur ons wat uitgaan. Here, u het gesterf, u het opgestaan en dis moet ons nou hierdie boodskap gaan oordra en gaan verkondig. So mag ons verander gaan sê, kyk na Jesus. Kyk hoe goed is hy. Draai weg van jou afgode. Draai na hom toe. Kom in geloof. Hy het alles goed gedoen. Ons is dankbaar ook, Here, dat ons nou die nagmaal kan gebruik en dat ons ook daarin kan sien dit wat u vir ons gedoen het. Amen.